Goeiemôre en hartlik welkom hierso by ons lewendige uitsending Sondagoggend vanuit 'n lekker nat van 'n Bylpark hier hier vanuit die Beke se huis en ja, ons is nog steeds besig met ons 2025 einde van die jaar padreis of road trip. Daar sê ons is nog steeds besig. Ons is nou al so 'n bietjie oor die halfpad merk. As dit die wil van die Here is, gaan ons vir na die diens gaan ons bietjie daar by Dolla kuier. En dan na Dolla gaan ons weer daar draai by Isie en Koos maak om te kyk hoe gaan dit met Isie nadat sy vroeër die week 'n stroke gehad het. Sy is by die huis, so ons sal julle dan ook daar so 'n lewendige update gee hoe dit met haar gaan. Maar nietemin, ons is vanoggend hierso lewendig 8 uur Sondagoggend waar ons uitsaai op die Dak International Ministry se Facebookblad, op die aanlyn kerk Facebookblad, op die groep en al die ander plekke. Nou ons wil vir jou aanmoedig vanoggend. Okay. Ons wil jou aanmoedig vanoggend om die boodskap daar na jou Facebook tydlyn te deel, sowel as jou WhatsApp status. Na die tyd laai ons hierdie video ook op ons YouTube kanaal, die aanlyn kerk. So gaan subscribe daarso, dan kan jy ook die video's daar kyk. En dan het ons ook 'n Telegram channel waar ons die audio en die video oplaai, as ook 'n WhatsApp channel waar ons al ons daaglikse gebeure en nuus in die bediening met u deel. So gaan subscribe op die WhatsApp channel. Dit is nogal amazing, die channel. Wat lekker is, as jy nou aansluit, kan jy ook die vorige post kyk, so ver terug as wat jy kan. So dan kan jy ook sien waarmee ons besig is, en dan kan jy ook so die roadtrip volg. Ons het foto's op en al die interessante dingetjies wat nodig is, en dan ook die skakels van ons diens. En ook jy is anoniem, met ander woorde, iemand gaan jou nie jou nommer daar kry en jou stalk na die tyd nie. So wat jy ook al, as jy aansluit, jy is anoniem, niemand sien jou nie, en jy kan ook nog steeds react, en niemand weet of jy gereact het of nie gereact het nie, maar ek wil jou aanmoedig react. Dit is 'n goeie gewoonte om te kweek, so in die liggaam van Christus. Nou ja, goeiemôre familie, ons spoel weg, julle moet mooi ry. Ja, ons spoel ook hier weg, lyk dit vir my. Pretoria, Roland het vanoggend gesê, dis net so lekker nat daar by hulle, so dit lyk my reën is die hele Gauteng vol. Mornings almal, goeiemôre, môre almal, dis balloontjies en hartjies en liefies en alles, dis net amazing. Daar's hy, prys die naam van die Here, en ons bid nog steeds vir Shamaine. Ek het vanoggend met 'n man gepraat, hy is daar by die hospitaal, hy moet ongelukkig ook op 'n stadium vandag huis toe gaan, en ek wil net die Ludix vra, terwyl hulle ingeskakel is, kyk so 'n bietjie daar na julle WhatsApp, ek het vir julle daar ietsie gevra, as julle daarna kan luister, sal dit so super cool wees, en laat weet maar of dit wel moontlik is vir julle. So ja, ons bly nog bid vir Shamaine. Ons het nie veel verder in nuus as presies wat ons gister op die channel gedeel het nie, so kom ons bly vir haar bid dat die Here ook daar vir haar wonderwerk sal doen. 'n Man sê hy waardeer ons gebede, hy waardeer ons bystand ook in hierdie opsig. Is daar enige ander nuus? Ja, ons is nog besig met die roadtrip. Ja, dit is niks ander nuus nie. Lizelle en almal het ingeskakel. Koos hulle, Essie, daar sê Jolene, hulle, al die Mossel Baiers en almal, ons is nou sterk ook op pad daarna hulle toe. Hendrikse is daarso. Daar sê Isie, jy is goeiemôre. Ek sien jy en Koos is ingeskakel op julle fone. So ek neem aan dit gaan so bietjie beter. Ina, Leonie, ag, dit is net so lekker om almal se gesiggies te sien. As ek nie jou naam op die foon sien nie of ek mis hom, jy is glad nie uitgesluit nie. Goeiemôre. Papnat, daar in Rodepoort is dit ook papnat, so dit lyk my dit reën baie wyd hier in Gauteng se wêreld. Daar sê Werner, goeiemôre, hartlik welkom. Reën daar by julle, Werner, is julle nog so 'n bietjie droog, laat weet so 'n bietjie. Sandra, ag, is so lekker om almal se gesiggies te sien. Yes, ons bid saam. Sessie en almal wat geraak is. Hey, dankie Stanley, ons het geluister, ons het Hendrikse wil graag, en die Hendrikse wil graag gaan. Ag, dis cool. Ag, prys die Here, dis reg, ons sal daar wees vir Shamaine. Ag, baie dankie julle, dankie. Ons wou by julle geweet het of julle gaan, en as sou ons nou die Hendrikse gekontak het, maar as ons bly julle het sommer saam daar gereël en uitgesorteer, ons waardeer dit geweldig baie. Maar as ietsie saam ons sal uitsort. Ja, ek weet nie. Ietsiekie saam, al kan sy dit nie eet nie, sê net dis van die dakgemeente. Ek glo Marlies en
Ruwaida gaan daaraan dink. Hulle dink daar is 'n bietjie aan daai ding. Michelle, hoe gaan dit met die voet, jong? Laat weet jy 'n bietjie. Ek wil hulle moet bietjie vir ons 'n video call gooi dat ons ook net vir Shamaine kan hallo sê. Ja, as jy kan en is moontlik, kan ons as jy 'n video call kan doen terwyl jy daar is, sal ons dit baie waardeer, hoor. Ook in Stoffberg, liewe land, Vrystaat ook baie reën gekry. Daar sê dit lyk my dit is nat. Yes, dis die plan, Tannie, dis die plan. Halleluja. Ag man, ons hoef nie baie te sê nie. Ons het 'n wyse mense wat saam met ons is. Hulle weet om hulle dinge te doen. So prys die naam van die Here daarso. Ons huil. Ons huil. Daar sê. Ag, dis so lekker. En as dit die wil van die Here is, Dinsdagoggend gaan ons weer Forest Farm toe. Isel wat daar is, ek hoor hulle noem Zella verjaar Dinsdag en dan Willie verjaar eers die 25ste. So ons sê dankie vir almal se bydrae. Ons waardeer dit geweldig baie. Ek het dit nou nie hier nie, maar in my kar, ons het die Bybels gekry soos wat ons gevra het, dat julle bydraes lewer. Ons het Bybels gekry, ons het lekker sweeties en bederf en alles gekry. So ons wil baie dankie sê vir elkeen wat 'n bydrae gelewer het, dat ons dit ook vir hulle so 'n bietjie kan gaan bederf daar in Forest Farm. Ons waardeer dit geweldig baie. Trane vir julle liefde, natuurlik. Yes, goeie idee. Daar's sy. Nee, ons Roland en Ria. O ja, ons het met Roland en Ria gepraat. As jy dalk in die omgewing is daarso, kan jy ook met ons praat, dan reël ons dit. As dit die wil van die Here is, hulle het gesê hulle kan so Vrydag daar by Andrei in die ouete huis 'n draaitjie gaan maak. Ek kan hulle vir hom gaan bid en net so 'n bietjie kuier en gesels en so aan. So dit so ook met Sandra gereël en hulle is baie opgewonde. So as jy dalk daar in die omgewing is in Pretoria en jy wil graag 'n draaitjie daar by my swaar gemaak in die ouete huis, dan kan jy asseblief ons kontak, dan kan ons die nodige reëlings vir jou deurgee. Dit sal so great wees. Hy waardeer elke besoek en elkeen wat sy gesiggies daar wys, hy waardeer dit geweldig baie. As hy Susan, die kriele is ingeskakel, wat 'n heerlikheid. En ons bid ook vir Emmy, ons het by Emmy 'n draai gemaak het. Sy het vanoggend laat weet dit is nie moontlik nie. Delarey wil ook baie reën. Ja, Cynthia, dit is verskriklik baie reën daar. Ek dink nie ons gaan dan nou by jou paadjie kan uitkom nie, want laas was dit klaar verspoel geweest. Liewe land, maar nietemin. Ag, prys die Here. Wat ek nou gesê het? Sê met ons laat weet hoe lyk dit daar wel. Hoe lyk dit daar by jou as jy kan weet, is daar moontlikheid? Dink jy sal 'n draaitjie daar kan maak? Ja, ons kan, want ons het nou 'n dagie oop met Emmy. Potch, ja. Ja, as Cynthia, as jy 'n kuiertjie vir my saam met ons wil reël, asseblief kontak vir Karen en dan kan ons dit reël, hoor. Daar sê. Ek het nou iets gevra of iets gesê. Maar dit sal nou by ons kom. Seker nie belangrik. Emmy, ons bid vir haar. Sy het 'n ernstige siekte onderlede gekry. Sy sê is hoogs aansteeklik. So ons gaan nie by Emmy 'n draai kan maak die jaar nie, maar wel 'n volgende geleentheid. Yes, en sy sal dalk by ons kom kuier in die Kaap. Ja, dit gaan cool wees. Yes, okay. Ek dink dit is nou ons reëlings hierso. Hoe gaan dit met Michelle? Ons het nou al gepraat, dit gaan beter. Sy het haar spoetjies bietjie afgeswel, maar sy het maar nog pyn. Yes. Haar voet is bietjie afgeswel, maar sy het nog baie pyn. Welkom weer by ons niggie Henrietta Pillay. Goeie, hallo niggie. Ruwaida is 'n niggie. welkom vanoggend en almal wat sy name nie daar is nie, jy is meer as welkom as jy nog nooit kommentaar gelewer het nie. Sê dis ek en dit is waarvan ek kom. En ek gaan vanoggend praat oor die geheim van geloof. Ons gaan so 'n bietjie praat oor geloof. Ek weet ons praat baie hieroor, maar dis 'n saak wat ons oor duidelikheid moet kry, anders te loop ons met onnodige skuldgevoelens en laste in ons gemoed rond en dit is dit is juist die doel van die evangelie om hierdie laste af te haal. Cynthia sê dis reg, so lyk my ons sal so 'n bietjie met haar kan kontak maak. Daar sê. Ja, ons gaan bid en vir al die siektes en al die dinge wat gebeur en ook vir Shamaine dat die Here ook daar wonderwerk vir haar ook sal doen, soos wat hy met Isie gedoen het en dan gaan ons oorgaan na die boodskap oor geloof.
Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie vir die groot liefde, genade, barmhartigheid. Dankie vir die heerlikheid van U. Dankie vir die krag van U wat in ons hart geopenbaar word deur die verlossing van die Seun Jesus Christus. Hy wat die prys kom betaal het, hy wat die middelaar is, die lam wat geslag is, wat sy lewe kom offer het, sodat ons weer met U kan versoen word, Vader. Want dis die bediening van die versoening. En dit is wat ons verkondig, Vader. Paulus praat ook, hy verkondig, hy is besig met die bediening van versoening. Dis wat hy verkondig, en ons verkondig het ook, en die enigste manier om te versoen te word met U, Vader, is deur ons lewe met die Here Jesus Christus reg te maak, om tot bekering te kom, om ons hart vir U te gee, sodat ons die wedergeboorte kan kry, en deur die wedergeboorte word ons met U versoen. Dan het ons hierdie ewige hoop in ons hart, om die ewige lewe in te gaan. Baie dankie, Vader, dat U Seun Jesus gestuur het. Here Jesus, baie dankie dat U gehoorsaam was. Dankie dat U tot op die einde, tot die dood toe gehoorsaam was. En U verwag ook van ons om tot die dood toe gehoorsaam te wees, tot die einde van ons lewe. En ek dank U dat U Gees in ons die krag, die wysheid en die insig gee om wel in daardie oorwinning te kan wandel, om aan te kan hou met ons geestelike lewe en vas te hou aan ons geloof tot op die einde. Vader, ons bid vir elkeen wat siek is. Ons dink eers aan Shamaine aan Tygerberg Hospitaal. Vader, sy was in hierdie ongeluk, U is bewus van dit. Sy is 'n kind van U en ons wil bid dat U werklik waar asseblief haar sal aanraak, sal oprig en 'n wonderwerk ook vir haar sal doen. Asseblief, Vader, U is die God van hemel en aarde. Toe ons hy foto sien, daar's baie herstelwerk, daar's baie dinge wat moet gebeur, en ons wil bid dat U asseblief ook die dokters en die staf daar die wysheid en die insig sal gee om die regte prosedures te volg en die regte dinge te doen. Asseblief, Vader, U is die God van hemel en aarde wat wonders kan verrig. Halleluja. Ons bid ook vandag vir Michelle met die enkel wat sy so erg verstuit het. Ons wil bid dat U haar ook sal genees en sal gesond maak, Vader. Asseblief, Here, want U is die God van genesing. Ons vertrou op U. Vader, ons vertrou nie op ons vermoë nie, ons vertrou op U wat die wonderwerk kan verrig. En so bid ons vir Emmy ook, Here my God, met daai siekte wat sy opgedoen het, wil ons vra dat U ook in haar liggaam 'n wonderwerk sal verrig tot eer en verheerliking van U koninkryk. U is die God van hemel en aarde wat lewe van nou af tot in alle ewigheid. Ons bid ook, ewige Here, verder vir Isie. Ons wil bid vir haar volkome herstel. Asseblief, Vader, U weet, Here, hoe om te herstel. U die liggaam gemaak, U weet om alles te herstel in haar liggaam, Vader, dat daar geen komplikasie sal wees nie. Asseblief, Vader. Ons bid ook vir my swaar André verder weer in die hospitaal. Ons wil bid vir Sandra, dat U elke nodige krag, insig en wysheid sal gee en vir haar sal voorsien dit wat hulle nodig het. Dis 'n geweldige finansiële las, tydelike las op hulle ook, Vader, en ons wil vra dat U ook daar sal voorsien en dat U haar geestelik sal oprig en vir André ook geestelik sal oprig. Ek het gesien toe ons daar by hom was en ons lees net so die woord uit en bid, hy huil en hy raak in die slaap. En ek besef, Here, dit is al wat ons kan deurdra in hierdie tyd, is om tyd saam met U te spandeer. Daarom bid ons U terwyl hy so mooi getuienis het in die hospitaal. Vader, in die ouer huis, 'n Vader van die staf af, hulle sê hy is so dankbaar oor alles, dit maak hulle skoon skaam. En ons wil bid dat hy sy geloof sal behou en dat hy nie sal moedeloos raak nie, want hy lê daar ook in geweldige pyn met tye, is dit net te rof om te hanteer. En ons wil bid dat U asseblief hom ook in hierdie tyd van smarte, druk en verdrukking sal deurdra en dat hy nie geloof sal verloor nie. So ook vir Sandra, asseblief, Vader. Here, ons bid ook vir elkeen in hierdie tyd wat ons met die roadtrip besig was, hierdie padreis, Vader, dat U, Here, by die woord het by baie uitgekom, party het, jy kan sien die oortuiging was daar, maar hulle kon nie 'n keuse maak op daai oomblik nie. Here, ons wil vra dat U die siele sal red, hulle wat die woord aangehoor het en daagliks mense wat verander getuig by hulle werke, by hulle bure, by die skole, waar hulle ook al beweeg, wil ons vra dat U asseblief in harte sal werk dat siele gered kan word. Ons besef gister weer eens, die woord word gesaai, maar die maaiers is min, die arbeiders is min wat in die oes ingaan, Vader. En daarom bid ons U dat U ons waaksaam en nigter sal hou, dat ons nie sal verslap om maaiers sal wees nie, maar saamwerk in die majesteit van U.
Ons loof en ons dank in Jesus se naam. Ek wil ook bid in hierdie oomblikke, Vader, dat U my sal help, dat dit wat op my hart is, dit wat ons al gedeel het, so van huis tot huis en gepraat het, Vader, wil ek vanoggend ook so met die res van die gemeente deel, sodat ons almal bemoediging en stigting sal ontvang, en na die waarheid van U woord ook in ons lewe geopenbaar sal word. Ek sê vir U baie dankie in Jesus se naam. Amen. Dat sê, dit is net so 'n lekkerte. Halleluja. Nou ja, daar's in hierdie week of in hierdie tyd wat verby is, het ons so baie dinge met baie mense gepraat en gesels, en daar's sulke mooi dinge wat na vore gekom het. Nou ek wil praat oor die geheim van geloof, maar voor ek presies daarby gaan uitkom, ek het Woensdag gewik en weeg om ons oor 2 gedagtes te praat, en hierdie is nie 'n lang gedagte nie, maar ek glo as ons iets hier gaan verstaan en ons gaan oor na geloof toe, gaan ons sekere dinge ook beter begryp. Nou, ek wil hê ons moet eers lees hierso in in 1 Korintiërs 4 vers 9. Kom ons lees gou 1 Korintiërs 4 vers 9. Kom ons blaai gou soontoe. 1 Corinthians 4 verses 9. Ek gaan noodsaaklik net Afrikaans bedien vanoggend. So dan gaan ons so lekker met mekaar gesels. 1 Korintiërs 4 vers 9. Want dit lyk vir my dat God ons apostels die laaste plek aangewys het as tot die dood veroordeel, want ons het 'n skouspel geword vir die wêreld, vir die engele sowel as vir die mense. Nou ek wil ons aandag vestig op die woord skouspel. Nou as ons kyk na hierdie woord skouspel in die Engelse Bybel, lees jy spectacle. Nou die oorspronklike Griekse woord beteken letterlik om soos iemand wat op 'n verhoog gestel word en almal kyk na daai persoon, en daai persoon moet nou aangaan en mense kritiseer en vind fout of wat die geval ook al mag wees. So dit is waar hierdie woord skouspel vandaan kom, want selfs toe die Here Jesus op die kruis was, sê die woord daar so hoe die mense gekom het om hierdie skouspel te aanskou. Met ander woorde, die Here Jesus was daar op die kruis gewees. Hy was openbloot, so hy was op 'n stage, 'n theatrical stage. So dit is die oorsprong van hierdie woord. So toe Jesus daar op die kruis gehang het, was hy soos iemand wat op 'n verhoog is en hierdie skare mense kyk na hom. Nou, wanneer jy op 'n verhoog is, almal wat na jou kyk, hulle kyk met kritiek en foutvind en al die dinge ook. Hulle kyk nie net na die goeie nie, hulle kyk nie net na die slegte nie, maar almal ontleed, hou hulle daarvan, hou hulle nie daarvan. As jy dink aan 'n teaterspel of selfs aan 'n film, 'n film is mos hierdie skouspel, almal staar en kyk na hierdie persone wat besig is met hierdie toneelspel. So dit is waar die beginsel van hierdie woord vandaan kom. So skouspel is, jy is openbloot vir almal om te sien waarmee jy besig is. So Jesus toe op die kruis was dit ook soos 'n skouspel geweest. Dan wil ek net gou oorblaai na Hebreërs 10 vers 33 toe. Hebreërs 10 vers 33. Ek lees uit die ou Afrikaanse Bybel, so as jy wonder wat se vertaling ek gebruik, dis die ou Afrikaanse 1933-53 vertaling. Goed. Dis 10 vers 3, wat is dit nou? Daarom kry ons stage fright. Daar sê ons vandag daar praat, Elmarie. Kyk, kom ons lees gou Hebreërs 10 vers 3. Kom ons lees 32 en 33, want dit is so aaneenlopende gedagte. Hebreërs 10 vers 32 en 33. Maar onthou die vorige dae waarin julle verlig geword het, 'n groot lydingsworsteling deurstaan het. Gedeeltelik omdat julle deur smaad en verdrukking 'n skouspel geword het, gedeeltelik omdat julle deelgenote geword het van die wat in so 'n toestand verkeer. So hier praat hy van waar die dag toe jy met jou geloof begin het, was daar soveel ywer in jou lewe, en in hierdie beginproses was daar 'n geweldige lydingsworsteling. Jy het hierdie weerstand en teestand gekry, maar weens die blydskap en die heerlikheid wat in jou hart was en hierdie nuwe lewe wat jy gevind het, het jy vasgehou te midde van almal se kritiek en fout van. En die dag toe jy die Here aangeneem het, is jy op hierdie stage. Jy is oop en bloot vir die hele wêreld om jou te kritiseer of jou aan te moedig. En nou praat hy hiervan. Dit is juis die, as ons nou wil praat van negatiewe, dit is juis die verkeerde dinge
wat mense na ons toe gooi, in tyd van druk en verdrukking, wat ons hierdie skouspel geword het. So juist wanneer jy die Here Jesus Christus aanneem, en hierdie druk en verdrukking kom, en hoe kom dit baie keer? Die meeste van die tyd kom dit deur mense. So jy moet weet, die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het, is jy op hierdie stage gesit, en iemand wat op die stage is, kan nie wegkruip nie, kan nie stage fright kry nie. Nou ja, ons kry stage fright, en dis presies wat gebeur. Soos wat die tyd aangaan, kry ons hierdie stage fright, dan wil ons afklim, ons wil nie meer hierdie skouspel wees nie. En dit is waar ons geloof begin gebrek lê, en dan begin ons 'n wanbegrip van geloof kry. Dis vir my so mooi, die oorspronklike, of die Engelse woord in Hebreërs 10 vers 3 van skouspel praat van 'n gazing stock. Met ander woorde, jy is daar om uitmekaar getrek te word. Jy is daar om beoordeel te word. Nou, dit is my so mooi, wat hy sê, made ashamed in front of others, exposed to insult and abuse, attacked by words. So dit is wat hierdie woord vir ons beteken. Jy is 'n skouspel, nie vir die goeie redes in die wêreld nie, maar juis omdat die wêreld jou kritiseer, met jou fout vind, jou sleg sê, valse dinge teen jou bring, en allerlei tipe van goed. Weens daai druk en verdrukking wat jy het, is jy op hierdie stage. Jy is open bloot vir almal om jou te kritiseer, om foute vind met jou. En dan verloor ons raak moedeloos in ons geloof. En dan, soos wat die tyd aangaan, begin ons 'n verwronge idee te kry van geloof. Want ek meen, mens kan net soveel keer moeilikheid en probleme hanteer. Dis baie keer asof dit net te veel raak. En dan word daar gepreek, jy moet net geloof hê om uit hierdie omstandighede te kom. Jy moet net geloof hê om dit te doen, of net geloof hê om dat te doen. Nou, ons gaan vanoggend, terwyl jy hierdie gazing stock is, terwyl jy op hierdie stage is vir mense om fout te vind met jou. Jesus, toe hy op die kruis was het hy gesterf. En hy was op die kruis gewees en mense het hom gespot. Hy het deur smarte gegaan terwyl hy op die kruis was. Dis hoekom hy 'n skouspel word. Dis waarom hy geopenbaar was. Nou ons ook, ons word geopenbaar. En die Here Jesus sê, as hulle dit in die groen hout gedoen het, hoeveel te meer die droë lote. Nou ons is in vergelyking met Jesus hierdie droë lote. Nou as hy hierdie skouspel was, om gekritiseer te word, om mee fout gevind te word. Hulle het hom beledig. Geneesheer, genees self. As God by jy is, vra vir hom om jou van die kruis af te haal. So dit was spotte, dit was lasterlike uitlatings teen die Here Jesus. En ons is ook presies in daai posisie. En ons wil nie daar wees nie. Ons kry stage fright, ons wil afspring, ons hou nie daarvan nie. Niemand hou daar vir die karre lag lekker. So ja, en ongelukkig, dis wat Paulus hier skryf, dit is wat Hebreërs vir ons leer. Dit is 'n aanhoudende, voortdurende proses tot aan die einde van jou lewe. Nie tot oor 10 jaar of oor 5 jaar nie, tot aan die einde van jou lewe. Goed, nou kom ons gaan oor na geloof toe. Nou wat is geloof? Nou gaan jy deur al hierdie dinge, jy word sleg gesê, omstandighede draai teen jou, jy gaan deur hierdie druk en die verdrukking en moeilikheid en probleme en versoekinge en al die dinge ensovoorts. Nou, dan natuurlik word daar geloof gepreek en gesê, man, jy moet net geloof hê, dit sal beter gaan, man, jy moet net vashou, dit sal beter gaan. Hoe is ons konsep van geloof werklik waar? Nou, ons sukkel en ons raak moedeloos, omdat ons die beginsel van geloof of die geheim van geloof nie ken nie. Nou kom ons lees heel eers Hebreërs 10 vers 1 en 2, want dit is gewoonlik die skrifgedeeltes wat aangehaal word, en gewoonlik ook net een vers van hierdie hele 2 verse, en dan word daar op loop gegaan, en dinge word gepredik wat nie in konteks is met God se woord nie. Kom ons lees gou, Hebreërs 11, nie 10 nie, jammer mense, jammer. Hebreërs 11 vers 1 en 2, Hebreërs 11 vers 1 en 2. Maar ook eintlik om Hebreërs 11 te verstaan, moet jy Hebreërs 10 deurlees. En dan kom jy agter, Hebreërs 10 gaan presies daaroor hoe 'n mens deur allerlei probleme, verdrukkinge, moeilikheid gaan. Hy sê tot hierso op een vers, op een plek in vers 34 van Hebreërs 10,
Hy sê, want julle het ook saam met my gevoel in my boeye en julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar, omdat julle geweet het, dat julle in julself 'n beter en blywende besitting in die hemel het. So as ons kyk na die hele oploop tot en met Hebreërs 11 vanaf vers 1 tot 2, gaan oor 'n saak hoe ons as kinders van die Here deur geweldige druk en verdrukking gaan. Dan sê hy in vers 38, die regverdige sal uit die geloof lewe, en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae nie. Met ander woorde, ons moet te midde van enige omstandighede, moet ons vashou aan ons geloof, en as ons onttrek vanuit ons geloof uit, dan het God geen welbehae in ons nie. Nou wat is daai geloof, en wat is die doel van geloof, en wat se resultaat moet geloof oplewer? Want ons kastei onsself, ek het nou nie genoeg geloof nie, daai ou het meer geloof as ek, want kyk wat se besittings het hy, en kyk hoe goed gaan dit met hom, en ek bly net suffer en sukkel, ek is op hierdie verhoog, en ek word net gekritiseer en mee fout gevind. Jy is in die eerste plek, op die regte plek, want ons is skouspel vir die wêreld om ons te kritiseer, om fout te vind met ons, om ons valslik te beskuldig en ons wel te beledig ter wille van die evangelie. Nou kom ons by hoofstuk 11 vers 1 en 2. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie, want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Nou, hy sê geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. So ons moet uitvind wat is die hoop. Dan moet ons ook uitvind wat is die geloof. Nou, jy hoop vir iets. Ek meen, hoeveel keer sê ek hoop om so, ek hoop om dit te kry, ek hoop om soontoe te gaan. Nou, terwyl jy vashou aan daai hoop, dit is geloof. Okay? Nommer 1. So ons moet net daai konsep reg kry. So as jy hoop op iets en jy hou vas aan die hoop, daai wat jy vashou, dit is die geloof. Okay, that is the substance. Okay. Nou sê hy dis 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Nou sê hy tog, die dinge waarop jy hoop, waarin jy vashou deur geloof, is 'n bewys van dit wat jy nie sien nie. So wanneer ons nou mooi, en nou sê die mense van die ou tyd het hierdeur getuienis ontvang. Met ander woorde, terwyl jy nog hoop en glo, ons gaan nou mooi na die ander skrifte kyk, is daar geen bewys van dit wat jy glo nie. Want die oomblik as jy sien, is daar nie meer hoop en geloof nie. So dit is nommer 1. So terwyl jy glo oor dit wat jy hoop, is daar geen bewys van dit wat jy hoop nie. Nou sê die mense van die ou tyd het getuienis ontvang, en dit is my so mooi. Nou haal hy aan baie dinge, Abraham en Noag en Isak hulle, nou het hy baie voorbeelde hier, maar wat baie interessant is, as ons net gou so 'n bietjie oorspring na 'n paar verse, net om vir u te wys dat die sigbare, die fisiese wat wel gebeur het, was nie die geloof gewees nie. Want kom ons kyk gou hierso. Dit is nog steeds Hebreërs 11 vanaf vers 13. Kom ons kyk gou vanaf vers 13 tot en met vers 16. Kom ons lees vanaf vers 13 tot en met vers 16 in Hebreërs 11. In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry. Maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet en bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. So alwel daar fisiese dinge met hulle gebeur het, was dit nie die bewys van hulle geloof nie. Dis amazing. Want hulle het gesterf sonder om die beloftes te verkry, maar tog het die fisiese ding gebeur. Okay? Hoekom het die fisiese ding gebeur? Wat was die saak gewees? Want nou sê hy, hulle het gesterf sonder om die beloftes te verkry. Want hulle wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle vaderland soek. En as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na 'n beter een, en dit is 'n hemelse. Daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. So hierso sien ons dadelik, praat hy van iets geestelik. So hulle deur hulle tydelike saak gegaan, met die hoop en die vertroue
om die ewige lewe in te gaan, om die koninkryk van God as erfenis te verkry. Ongeag wat God vir Abraham en Moses hulle en Noag hulle en almal gedoen het, is daar ook profete, daar is Elia, ons lees van die profete in die Ou Testament, wat niks materiële tydelike dinge gekry het nie, maar tog het hulle aan vasgehou. So waaraan het hulle vasgehou? Te midde van dit wat hulle moes deurgaan, het hulle vasgehou aan God, en hulle het gesterf, met daai vertroue, dat hulle wel die koninkryk van God sal ingaan. En ons weet, in die Ou Testament het hulle almal gesterf, sonder om die ewige lewe in te gaan. So hulle het hierdie verlossing deur Jesus Christus gekry, dat wanneer hulle sterf, sou hulle dadelik hemel toe gegaan het nie. So dit is die substance of faith. Dit is waaroor dit gaan. Hulle het gehoop om die hemel in te gaan. Wat 'n opdrag God vir hulle ook al op die aarde gegee het. En ons moet net onthou, die Ou Testament was 'n hele saak net van uiterlike dinge. Dis al hoe hulle God geleer ken het en hoe dinge aan hulle geopenbaar was deur uiterlike dinge. Maar hulle het selfs in die Ou Testament nog verby dit gekyk. Hulle het net een ding geweet, ek moet God gehoorsaam wees. Want die belofte van die ewige lewe is daar, nie die belofte van die tydelike uitkoms nie. Goed, dan nog net so een vers hier in die einde van Hebreërs 11, net om hierdie saak te bevestig, Hebreërs 11 vers 39, en alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die beloftes nie verkry nie, omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Dis vers 39 en 40. So hierso sien ons, alhoewel dat fisiese dinge met hulle gebeur het, en hulle het fisiese oorwinnings gekry oor die vyand en allerlei dinge, hulle het besef dat die beloftes van die ewige lewe, dit het hulle nie ontvang nie. Maar te midde van dit alles het hulle vasgehou aan God, ongeag of daar oorwinning was of nie. Want die verse voor dit, hier van 'n vers 35 af, praat hy van hoe mense vermoor is, hulle het in grotte gebly, skaapvelle rondgeloop, hulle het gebrek gely, hulle was verdruk, hulle was mishandel gewees. En hulle het gesterf in daardie toestand, om in stukke gesaag te word, om gestenig te word, om deur die swaard vermoor te word. Daar is Johannes die Doper. God het hom nie verlos in die tydelike nie. Hy is in die gevangenis onthoof. Maar hy het vasgehou, hy het geweet, dis my roeping hierdie. Ek moet vashou aan my roeping, ek moet doen wat God se opdrag is om die ewige lewe te bekom. Ok, ek dink ons begin al klaar so 'n bietjie 'n prentjie te kry rondom die saak van geloof. So hierso sien ons in Hebreërs 11 dat die bestanddeel van geloof gaan nie daaroor dat ons uiterlike, tydelike omstandighede moet uitsorteer nie. Dit gaan daaroor dat jy te midde van jou omstandighede God moet dien, aan hom gehoorsaam moet wees, want dit is wat die voorbeelde wat genoem is. Noag was gehoorsaam aan God, bou die ark. Abraham was gehoorsaam aan God, trek weg. Hy was gehoorsaam aan God, gaan offer jou seun. Of God vir hulle die vleeslike oorwinning gegee het of nie, dit was irrelevant, want ons lees daar, selfs Abraham het 'n stad verwag waarvan God die boumeester en oprigter is. Dis hoekom hy vir Lot gesê het, Lot, jy kies die beste deel, ek sal nog steeds in die woestyn bly. Whatever jy kies, as jy links gaan ek regs. Hy het nie 'n saak gehad met die tydelike nie. Hy het 'n saak aangegaan met God wat hom gesê het, dit is jou pad vorentoe. Nou in die evangelie van die Here Jesus Christus, ons wil te veel ons lewe ook uitsorteer, en as ons kyk na die Ou Testament, rondom die heeltyd fisiese dinge. En dit is wat ons nie verstaan nie. Wat is ons opdrag? Wat is ons gehoorsaamheid? Wat ons vandag aan die dag moet lê, wanneer ons die Here Jesus Christus aanneem. En dis wat die Here Jesus gesê het. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy sê, ek stuur julle uit, soos skape onder die wolwe. Gaan verkondig die evangelie. Gaan wees die lig in hierdie wêreld. Dit is wat ons moet doen. Dit gaan nou nie meer om 'n fisiese koning te wees nie, die president van 'n land nie.
Dit gaan nie meer daaroor nie. Inteendeel, die woord leer vir ons al klaar in 1 Korintiërs 1. Hy sê vir ons, let op julle roeping, broeders, julle is nie baie magtiges na die vlees nie, hier van vers 26 af. Julle is nie die wyse in hierdie wêreld nie, julle is nie die edeles in hierdie wêreld nie, julle is die swakkes in die wêreld, julle is op daai stage, julle is op daai verhoog om gekritiseer te word en fout gevind te word mee. Om verdruk te word ter wille van die evangelie, om te sê jy is 'n dwaas, jy is besig met 'n fantasie. Te midde van al die beskuldigings, te midde van al die lasterlike dinge wat teen jou gegooi word, moet jy vashou aan jou geloof om die Here te dien, nie dat die omstandighede moet verander nie. Nou kom ons lees gou hierso in 2 Korintiërs 4 vers 17. Goed, 2 Korintiërs 4 vers 17 en 18. Kom ons lees gou daarso. 2 Korintiërs 4 vers 17 en 18. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. So, dit is wat die woord van die Here ons leer. En ons kan sien in Hebreërs 11, selfs hulle wat in 'n tydvak geleef het, waar alles tydelik was, alles sigbaar was. Die wat sy harte voor God was, het geweet, dit gaan nie oor 'n tydelike blessing nie, soos wat dit ons in die Christelike kerk leer. Nou sien ons dit word herhaal in die Nuwe Testament. So God se saak rondom dit het nie verander nie. Hy sê ons moenie let op die sigbare nie. Ons moenie let op die verdrukking en die probleme en die omstandighede wat rondom ons is nie. Dis nie waar ons oor ons geloof gaan om te glo dat ons omstandighede moet verander nie, maar dat jy moet vashou in 'n verhouding waarin jy moet volhard in jou geloof. Nou wanneer ons ook kyk hierso na 2 Korintiërs 5 vers 7, 2 Korintiërs 5 vers 7. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. 2 Korintiërs 5 vers 7. Ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. En dit is die geheim van geloof. Dan net waarop hoop ons? En dit is die groot saak, want dit wat jy hoop, terwyl jy in daai hoop vashou, is dit geloof. En wat is dit? Geloof is die werk op dit wat jy hoop. So God het van hulle verwag, dis wat jy moet werk. Noag, dis wat jy moet werk. Abraham, dis wat jy moet werk. Dis wat jy moet doen. En omdat hulle opgetree het, het hulle aan God bewys, ons glo, daar is 'n ewige lewe, 'n ewige hoop vir ons weggelê. Kom ons kyk so 'n bietjie na 'n skrif of twee rondom hoop. Die eerste een is Romeine 8 vers 24. Romeine 8 vers 24. OK, kom ons lees gou daarso. 24 en 25. Romeine 8 vers 24 en 25. Want ons is gered in hoop. Maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. As ons hoop wat ons nie sien nie, ons word gered in hoop. Die hoop van wat? Kom ons lees gou so 'n bietjie nog 'n skrif of twee in Titus 3 vers 7. Kom ons lees gou in Titus 3 vers 7. Ons gaan blaai gou soontoe om. Titus is ook 'n baie ryk boek. Hy's nie lank nie, maar jog, daar's soveel interessanthede in die boek van Titus. Titus 3 vers 7. Kom ons lees gou daarso. 6 en 7. Die sin begin eintlik by vers 6. Want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevange neem. Nee, ek is nou in Timoteus, sorry. Timoteus, ek moet na Titus toe gaan. Titus 3 vers 7. Goed. Sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word ooreenkomstig die hoop
van die ewige lewe. So hier praat hy van die hoop van die ewige lewe. Titus 1 vers 2. Hy sê vir ons in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. So God het van ewigheid af ons die ewige lewe beloof. Niks meer as dit nie. Selfs in die gelykenis wat die Here Jesus gepraat het oor die arbeiders wat op verskillende ure gehuur is. Dis nou in Matteus 20 vers 1 tot 16. Dan praat hy hoe almal dieselfde loon kry. Maak nie saak of jy die Here 'n dag dien of jy die Here 50 jaar dien nie. Jy moet vashou, jy moet in daai arbeidsveld bly, want hierdie huisheer het daardie arbeiders gehuur. Die eerstes het hy vroeg gehuur. Nou in ons dag en tyd sien ons dit baie in Suid-Afrika ook, die ouens wat op die hoeke van die strate staan in die hoop om werk te kry. Nou vroeg die oggend is die eerste ouens gehuur en hulle moes in die land ingegaan het. En hy het gesê, dit is jou loon, 'n penning vir die dag, en dit was die gewone going rate vir 'n arbeider vir die dag. En soos wat hy weer teruggegaan het na die markplein toe, het hy gesien daar's nog mense wat nie gehuur was nie. En so deur die dag het hy mense gehuur en hy het gesê wat reg is sal julle toekom. En die wat net 'n uur vir die dag gewerk het, het hy dis gelyk opgedeel met hulle wat die hele las van die dag gedra het. Maar hulle almal moes op die land gebly het, hulle almal moes gebly werk het, hulle wat vroeg begin het en hulle wat laat begin het. Maar die loon was dieselfde en dit is wat daardie Heer gesê het, ek sal vir jou gee wat jou toekom. Dis jou loon, is die ewige lewe. En hulle wat die las van die dag moes gedra het, hulle wat daai druk moes hanteer het, die son wat op hulle gebrand het, die dors wat hulle gehad het, dit is soos 'n druk, 'n verdrukking, moeilikheid en probleme wat jy kry, moes hulle aangehou werk het tot op die einde van die dag. Toe kry hulle beloning. En dit is ons ewige beloning. Daar is nie 'n ander beloning as dit nie. Nou ongelukkig word geloof so gepreek, dat wanneer jy 'n uitkomste kry soos wat ons dit nou maar noem, jy is in 'n sekere omstandighede en jy kry verligting en dinge werk uit soos wat jy dit graag wil hê. Dis gewoonlik 'n gesondheid, maar meeste van die tyd ook finansiëel. Wow, hierdie ou het geloof. Jo, hy het uit sy saak uit geglo. En dan maak ons soos die disippels, Here, gee my meer geloof. Dis in Lukas 17 vers 5 tot 6. En ek wil gou so 'n bietjie daar stil staan op verse daar rondom Lukas 17. Lukas 17 vers wat het ek nou gesê is dit? Dis is Lukas 17, ek gaan lees of dit's opgeteken vanaf vers 5 tot 10. En kom ons lees dalk net gou 'n stuk. Dis net so crazy om hierdie te sien. Lukas 17 vers 5 tot 10. Toe het die apostels aan die Here gesê, gee ons meer geloof. En hoe kastei ons onsself as jy in sekere situasies bly, veral in siekte en goed is? Ek het nie genoeg geloof nie. Jy kastei jouself, jy het nie genoeg geloof nie. En hoor wat vertel Jesus vir hulle. Wat is meer geloof? Hoe kry jy vir meer geloof? Wat is die doel van meer geloof? En wat is die essence, the substance of faith? En die Here sê, as julle geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê, word ontwortel en in die see geplant en hy sou julle gehoorsaam wees. Nou ongelukkig lees ons baie keer hierdie vers as 'n enkel vers in die Bybel. Maar die mosterdsaad word op ander plekke verduidelik en self deur die Here Jesus. Hy sê julle geloof is soos 'n mosterdsaad wat in die grond gaan en daai saad moet begin groei. Dis nie jou geloof moet so klein soos 'n mosterdsaad wees nie. Jou geloof moet begin groei. Hy moet in die grond gaan, hy moet na gekyk word, hy moet versorg word en hy moet 'n boom word. En hoe as ons kyk na 'n saad? Die woord sê hy moet eers sterf. So daar's 'n drukking, daar's 'n persing wat moet plaasvind. Wat sê die Here Jesus? Jy moet elke dag jou kruis opneem. Die dag toe jy gedoop is na jou wedergeboorte, is jy gedoop in die dood van Christus en jy verklaar dat jy sal elke dag in die Here Jesus sterf, sodat sy lewe in jou geopenbaar kan word. So daar moet 'n sterf in jou plaasvind. Daar moet 'n doding in jou plaasvind en dit kom slegs deur druk en verdrukking en moeilikheid en probleme. Maar wat is dit wat moet groei? Jou omstandighede wat moet verander?
Of wat is die saad? Die woord van God, die geloof in die woord van God. Dan word hy hierdie groot boom uiteindelik, wat die Here Jesus sê, nou kom die voëls van die hemel en hulle maak nes in sy takke. Goed, soos wat jy geestelik groei, jou geloof kan ook wel toeneem en vasstaan. Goed, kom ons lees aan. En wie is daar van julle wat 'n diensknegt het, wat ploeg of vee oppas, en hy, as hy inkom van die veld, vir hom sal sê, kom dadelik hier aan tafel. Sal hy nie eerder vir hom sê, maak vir my die aandete klaar en omgord jou en bedien my totdat ek geëet en gedrink het, en daarna kan jy eet en drink. Bedank hy daardie diensknegt, omdat hy gedoen het wat hom beveel is, ek glo nie. So ek julle, wanneer julle alles gedoen het, wat julle beveel is, sê dan, ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Ons is onverdienstelike diensknegte. As ons dit kan begin begryp, dan groei jou geloof. Jou geloof om vas te hou, te midde van jou omstandighede, om gehoorsaam te wees aan God, te midde van 'n vleeslike, uiterlike, tydelike beloning, want ons voel as ons nou meer bid, meer die Here soek, moet ons tydelik beloon word, en hier kom die Here Jesus, en hy sê vir ons, dit gaan nie oor tydelike beloning nie, jy's 'n onverdienstelike diensknegt, en op die einde van die dag gaan jou geloof beloon word met die ewige lewe. So as jy vashou aan die Here, as jy die Here dien met dieselfde vuur en ywer waarmee jy begin het, dit is geloof, al verander jou omstandighede ten goeie of ten kwade. Paulus sê, ek het geleer, in honger kry, in node, in sla, in skande, in oorvloed, het ek geleer. Wat het hy geleer? Hy het geleer om vas te hou aan God en die evangelie bly uit te dra en te leef, ongeag oorvloed of tekort, ongeag siekte of gesondheid. Ons verloor ons ywer. Ons kry stage-fright. Ons wil wegval van die geloof. Want ons voel, my geloof kan my omstandighede nie verander nie, dan kan stay jy jouself. Nou sê die woord, en dit is so baie mooi, wat die Here Jesus ook sê in Lukas 12 vanaf vers 19 tot 33. Soek die koninkryk. En kom ons lees dalk net gou daai vers of 2. Hierso in Lukas 12, so vanaf vers 29 tot 33. Lukas 12 vanaf vers 29 tot 33. Hy sê, julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, en julle ongerus maak nie. En is dit nie so nie? Ons tydelike lewe maak ons ongerus. Dit veroorsaak oorlog. Dit maak ons moedeloos. It weighs us down. Dit ruk ons af vanuit ons geloof in die Here. En dink ons, ag Here, U gaan my nie antwoord nie. Ek het nie genoeg geloof nie. Wat help dit in anyway om te bid? Die feit dat jy elke keer gaan bid, is die toepassing van geloof. Want wat doen jy? Jy gaan bid juis, want jy stel jou vertroue op God, om jou geestelike lewe in stand te hou, want jy weet daar's 'n ewige lewe. Jy het 'n hoop om hemel toe te gaan. So een van die kern en belangrikste werke wat ons moet doen, is gebed. So terwyl jy God soek, te midde van jou omstandighede, nie dat jou omstandighede moet verander nie, jy soek die koninkryk van God, vir jou verlossing, vir jou redding, vir redding van ander se siele, bewys jy het 'n hoop op die ewige lewe. Jy gaan nou nie 'n ark bou en jou kind offer en oorlog maak teen 'n ander land en daai goed. Dit gaan ons nie doen nie. Ons moet vrede in ons hart hê. Jy gaan nie oorlog maak teen mense wat teen jou staan en jou haat nie. Dit is wat die Here Jesus sê, gaan bid vir hulle, vergewe hulle, spreek hulle vry. En as hy bitterheid opkom, dan gaan werk jy, Here, ek het 'n ewige lewe. Ek kan nie met bitterheid aangaan nie, ek gaan dit met U uitpraat in my gebed, ek gaan geloof toepas, ek gaan werk dat hierdie saak in my lewe verander, dat ek in vryheid kan lewe, dat ek nie met hierdie bitterheid in my hart bly aangaan nie. Dan sê dit, jy het 'n hoop op die ewige lewe. Dit is geloof. Okay. Hy sê, want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld en julle Vader weet julle het hierdie dinge nodig. Maar soek die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En weet jy wat, ek wil jou vandag aanmoedig.
Jy is met hierdie 2 verse. As jy nou 'n werk het en dan jy voel, en ek meen ons kry dit baie, dat mense sê, "Jog, julle is so bevoorreg om voltyds in die bediening te wees ensovoorts. En ons moet maar die grind van die dag vat en ons werk en ek wil dit sommer los want ek kan nie die Here dien nie en al die tipe van goeders." Maar in jou omstandighede, in jou werksomstandighede, moet jy die Here nog steeds soek. Goed? Nommer 1. Nou, soek die koninkryk van God, want julle Vader weet wat het jy nodig. Jou Vader in die hemel weet, jy het nog 'n werk nodig, waar jy vandaan finansies gaan kry. En ons dink, ons het baie keer idees, amper asof God nie weet wat op hierdie wêreld aangaan nie. God weet die enigste manier, hoe jy nou kan geld kry, om te kan leef, kos te kan koop, 'n blyplek te kan hê, vir jou kinders te kan sorg, is 'n werk. Soek sy koninkryk. Hy weet jy die werk nodig. Maar nou gebruik ons die werksituasie as 'n verskoning om nie meer God te soek nie. En dit is ons probleem. Ons moet eintlik God begin soek. Dan gaan jou ingesteldheid, jou hartshouding teenoor jou werk gaan geheel en al verander. En ek dink dit is wat ons moet verstaan vandag. God weet jy het werk nodig. Hy is nie dom nie. Hy is nie onbetrokke in jou lewe nie. Hy weet jy het nodig. En ek en Karen weet ook, ons het geld nodig van mense wat gaan werk elke dag. Dis deel van jou druk. Dis deel van jou verdrukking. En as jy soos die woord sê, ons moet alles doen asof vir die Here. Solank as wat jy dink jy werk vir jou baas, gaan jy moedeloos raak. Dit gaan die oorhand oor jou kry. Maar as jy sê, Here, vandag gaan ek vir u werk. En ons lag altyd so vir Paula en vir Lindy wat by SARS werk. Hulle sê, ja, dan werk ons nogal so ewe vir SARS ook. Dis die ergste job wat jy kan doen. Dan lag ons sê, nee, dis die werk wat jy kan doen. Jy het tot dusver nog die verstandelike vermoë, die liggaamlike vermoë ensovoorts en die middele om werk toe te gaan. Jy het 'n kinders wat jy moet onderhou. Jy moet vir hulle sorg. Die woord sê as jy nie vir jou kind sorg nie, is jy slegter as 'n ongelowige. En God weet, om vir 'n kind te sorg, het jy geld nodig. En jy het dan 'n werk nodig om daai geld ergens in die hande te kry. Maar as ons net ons hart bietjie kan verander, ons gedagtes kan verander, en te sê, Here, ek gaan van elke geleentheid gebruik maak waar ek kan soek, om u wel te soek, of dit die 10 minute is in die kar wat ek op pad werk toe ry, of die uur op pad werk toe, of die uur op pad terug, of net gou daar so 'n lunchtyd breek te vat, ek gaan gou my broodjies eet, maar ek gaan aan een kant sit, en ek gaan net bietjie sit en bid en soek, vir 10 minute in my lunchtyd, of vir 5 minute in my lunchtyd. Kan ek vir sê, jou hele lewe tollenaars. Ja, prys die Here, ons het al hiervan getuig, maar dit vir u wat het nog nie gehoor het nie. So op die pad, veral in die Gauteng, die Kaapenaars ken mos glad nie tolpaaie nie. Hierso, die res behind the pretty mountains, die res is mos nou Joburg volgens die Kaapenaars. Daar's tolhekke. Nou eendag ry ons so en ons kom by 'n tolhek hier by Bloemfontein. Nou, ons is tol gewoond wat ons mos nou my gebly. Ja, en die tolhek was daai tyd R90 of iets soos dit. Ja, nou is ek en Karen halfene moan oor die tollenaar wat nou ons geld gaan vat. Nou ons luister die audio Bybel in die kar en op daai oomblik toe ons na die tolhek toe gaan, toe sê waar die Here Jesus sê, betaal aan die wat tol. Betaal die tollenaars aan dit wat hulle wil hê. Ek sê vir ons skrik vir ons tot vandag toe het ons nog nooit gemoun oor 'n tolhek nie. Want die Here Jesus het gesê, betaal aan die tollenaar wat die tollenaar eis van jou af. Betaal aan God wat God toekom en aan die keiser wat die keiser toekom. So ons moet net ook weet, ons het ook 'n verpligting teenoor God. Hy sê, betaal aan God wat God toekom en aan die keiser wat die keiser toekom. Nou ons betaal maklik aan die keiser wat die keiser toekom en ook dit wat aan God toekom, betaal ons ook vir die keiser. Nou gaan dit nie net oor finansies nie, dit gaan oor ons tyd. Watse tyd het ons werklik waar op hande? Die tyd wat God toekom. God weet, jy moet werk 8 to 5 of 6 to 4 of whatever jou werksure is. God weet, jy moet daai tyd werk. En jy gaan die meeste van die tyd nie aan hom dink nie, want jy moet aan jou werk dink. Anders dan gaan jy droog maak in jou werk.
God weet dit. Maar daar is tyd in jou lewe wat God toekom. So betaal ons lewe, ons tyd ook aan God, of gebruik ons daai tyd om dit aan die wêreld te spandeer. En dit is wat ons in ons lewe moet uitsorteer. In plaas om elke dag te moan oor ons werk, God weet, jy het werk nodig. Dis waar jy geld vandaan gaan kry. Maar soek God. En tot jou werkslas gaan makliker raak. Die druk gaan daar wees, die eise gaan daar wees, dit is presies hoe dit is. Maar omdat ons nie aan God gee wat God toekom nie, daarom raak die druk van die wêreld net soveel makliker. Nou dis geloof, te midde van jou werk, te midde van die druk wat jy elke dag het, is om nog steeds daai tyd uit te koop, om voor God te kom, om aan dit aan God te betaal, wat God toekom. Dis geloof. En as jy daai geloof toepas, bely jy soek ook 'n hemelse stad, 'n vaderstad, 'n stad wat deur God gebou word. Dis jou ewige hoop. Jy bely, ek is op pad na die hemel toe. Jy het 'n geloof in jou hart, jy het 'n hoop in jou hart om die ewige lewe in te gaan. Maar as ons soos die wêreld is, om ons tydelike omstandighede voor te gooi as 'n verskoning, ja, ons moet ook eet en ons moet ook drink. Dit maak ons ongerus van so 'n aard, dat ons nie eens kan dink om daai paar minute wat ons wel het, konstruktief ook aan God te spandeer nie. Dit is geloof. Nou kan jy vir my sê, nou wat van my tydelike omstandighede? Mag ek die Here vra? Ja, natuurlik mag jy die Here vra. Die Here Jesus praat ook in Lukas 16 van vers 1 tot 15. Praat hy van jy kan nie God en mammon dien nie. Dan praat hy van die finansiële verpligting van 'n kind van die Here teenoor 'n ander kind van die Here. Nie ons finansiële verpligting teenoor die wêreld nie. Ons doen in die wêreld wat ons moet doen. Jy moet jou ligte betaal, jou huis betaal, jou huur, jou krag, jy moet al daai dinge betaal, jou skoolfondse en al die dinge moet jy betaal. Maar daar is ook wat jy aan God se werk moet spandeer. En ons laat dit ook na. Maar omdat ons baie keer 'n geestelike gebreke vir verhouding het, sukkel ons om ook selfs ons tydelike verpligting te verstaan van harte. Nie as 'n wet nie, maar wel van harte. Nou, wanneer ons ook kyk na die gelykenis in Lukas 12 van vers 13 tot 31. Dit is 'n gelykenis wat die Here Jesus vertel van hierdie ryk man, wat sy grond goed gedra het. En hy het nie geweet waar gaan hy al hierdie goeder sit nie, en hy sê nee man, ek gaan my skure afbreek. Dis nou hier in Lukas 12 van vers 13 tot 21. Ek gaan my skure afbreek en ek gaan my groter skure bou en ek gaan vir my siel sê, siel, wees siel, jy het baie goed weggesit vir baie jare. Neem rus, eet, drink en wees vrolik. So, jy maak vir jou neseier bymekaar. So nou steun jy op hierdie neseier. So dit is 'n valse gerusheid. Is jou siel op die plek waar hy moet wees? Nou sê Jesus, maar God het aan hom gesê, jou dwaas, nie 'n mens nie. God het vir hom gesê, jou dwaas wat op die aardse middele steen wat jy bymekaar gemaak het. In hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis, en wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Is dit nie skrikwekkend om dit te besef nie? Jou lewe bestaan nie, in vers 15 sê hy, jou lewe bestaan nie uit die oorvloed van jou besittings nie. So as jou lewe nie bestaan uit die oorvloed van jou besittings nie, praat God van 'n ander lewe. Hy praat nie van hierdie aardse lewe nie. So niks wat ons op die aarde besit en nie besit nie, kan nie jou geestelike lewe reflekteer en jou geloof in God nie. Wanneer ons selfs in 1 Timoteus 6 lees, dan lees ons daar gaan gerus self daardeur. 1 Timoteus 6 vers 3 en 5 en 8 tot 11. Die woord sê die persoon wat dink dat die godsaligheid winsgewend is en dat 'n mens finansiëel geseënd is en dit is deel van die godsaligheid het afgeval van die geloof. So ons kan nie ons geloof gebruik met die wete dat my geloof, God eer my geloof en daarom voorsien hy vir my tydelik nie. Wat sê die Here Jesus? Jy moet vashou
En wat jy hier nodig het, sal God vir jou voorsien. Dit het niks met jou geloof te doen nie. Sou dit wel die bepalende faktor wees, is die meerderheid ongelowiges op pad hemel toe. Want dit gaan finansiëel goed met die meerderheid van ongelowiges, is dit nie so nie? Ons moet perspektief kry binne in die evangelie. So die geheim van geloof gaan daaroor, jy het 'n hoop op die ewige lewe. En alles wat jy moet doen om God gehoorsaam te wees, om die ewige lewe te bekom, te midde van jou omstandighede. Dit wat jy doen, wat konstruktief is en produktief is, om God se koninkryk te bevorder, te midde van jou omstandighede, dit is geloof. En whatever jy hier nodig het, terwyl jy besig is daarmee, sal God vir jou voorsien. God weet, jy het wysheid en krag en liggaamlike sterkte nodig om jou werk te gaan doen, om geld te kry. God weet dit, hy is nie onbetrokke nie. Dis nie asof hy met oogklappe deur die lewe gaan soos ons nie. Hy weet jy het nodig, maar jy moet ook aan hom tyd spandeer wat hom toekom. Nou daar lê ons gebrek, so wat gebeur nou? Ons meet ons geloof alles aan die sigbare, want die sigbare is tydelik. En hy sê ons moenie wandel volgens die sigbare nie, maar volgens die onsigbare. Jy kan nie die hemel bewys in die sigbare nie, maar tog kan jy. Deur te doen wat God van ons verwag. Dit is 'n bewys dat jy wel glo daar is 'n hemel. En mense om jou sal dit sien. As mense vra waar is God, moet hulle die vrug van die Gees in jou sien om te sien God is in jou lewe, in plaas om te vra waar is God. So ek glo en vertrou dat hierdie boodskap vandag werklik waar diep in ons harte kan spreek. Ons moet verstaan ons is onverdienste diensknegte. Ons is 'n skouspel om gekritiseer te word, om mee fout gevind te word, om met woorde geslaan te word. Dat ons omstandighede op en agterste voor en onderste bo word. Maar in daai tyd hou jy vas aan die Here. Jy bly bid. Jy bly die woord lees. En dan het die belangrikste wat jy kan doen, wat werk, is gebed. En ons het so mooi geleer, God werk saam met jou gebede. Ons wil vir partykeer te veel praat en te veel doen, as wat ons werklik waar in ons binnekamer gaan en tyd saam met God spandeer, want dit is die tyd wat God toekom. Jesus het God gaan soek, sodat hy die evangelie kon uitdra. Ons soek God net vir die tydelike saak. Begin die Here te soek vir verlossing, bevryding en die redding van ander siele. En om deur God gebruik te word in die wêreld daar buite. En jy sal sien, al jou tydelike sake gaan net soveel makliker gaan. Nou ja, prys die naam van die Here. Dit is wat ons so 'n bietjie al deurgepraat het met mense rondom ons, wat in ons hart is. En ons moet onthou, die enigste iets wat God ons beloof het van ewigheid af, is die ewige lewe, niks anders nie. So as ons doenig raak met die Here in ons binnekamer en waar ons kan ook met ons lewe en met ons woorde, moet ons dit doen en dit sal 'n bewys wees, jy glo, jy gaan wel hemel toe. Nou ja, baie dankie dat jy ingeskakel was en mag jy 'n lieflike dag verder hê en bid ook vir almal waarvoor ons gebid het en bid vir hulle ook wat hulle gaan besoek ensovoorts, sodat die Here se evangelie en sy woord ook verder uitgebrei kan word. Prys die naam van die Here, stigtend en opbouend. Loof die Here dat u wel ook antwoorde gekry het. Geseënde dag verder vir elkeen. Bye bye.